profeet met die naam van Micha. Ek het vir ChatGPT gevra, want ek het geweet ons het 7 weke. Toe sê ek soek 'n boek wat 7 hoofstukke het. Toe sê hy Micha het 7 hoofstukke. Maar ek was al 'n bietjie spyt oor. Want daar's nie vreeslik baie bronne oor Micha. Kom ons hoor gou 'n bietjie oor Micha. Wat is dit wat ek het vanoggend ook gevra toe daar so doodse stilte nee, toe weet niemand iets oor Micha. Ons weet net hy is in die Bybel. Goed, ons weet hy is in die Bybel, ons weet hy is een van die klein profete. Die 6de. Die 6de van die klein profete. En maar dan was daardie tyd van Micha was daar 'n hele klomp ander profete ook aan die werk. Goed. Ek dink onder andere Jesaja. Jesaja was ook Ja. En die visioene gesien. Ja. Hy was Micha's. Ja. Goed, baie keer as 'n ou praat oor by die ek het op die internet gekyk oor profeteskole. Hulle hou nogal van Micha. Nee, jy so die visioene wat hy gesien het, Gerard se dogter se naam. Hy wou vanoggend sê is dan nie Micha nie, maar Het is gespel op die Hebreëus, die M-I-C-A. ja, so dit klink soos sy dogter se. Wat nou besluit het om die boek wel te hanteer is omdat hy was 'n tydgenoot met Hosea. En ons het ons nou lekker stil gestaan by Hosea en ons en Hosea was die profeet in die noordryk en Micha die profeet in die suidryk. In dieselfde tyd as Jesaja, hulle was reg nie, hulle was tydsgenote. Ek het kom ons begin nou bid ons saam en dan spring ons weg met Micha. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u werk deur die eeue. Oor die bekommernis en die moeite wat u gedoen het met die volk. Here, dankie dat u nooit opgehou het nie, dat u aanhou bly waarsku het en aanhou bly aanmoedig het. Dankie dat ons dit ook by Micha kan sien, hoe u besorg is oor die mense en oor die kinders. Help ons asseblief in die Bybelskool dat ons ook sal verstaan en dat dit ook vir ons iets sal beteken vir die pad vorentoe. Asseblief. Amen. Tydgenoot met Hosea en daarom julle gaan sien hy sê iets van dat Samaria was eintlik aansteeklik vir Judea. Dit wat in Samaria gebeur het en ons gaan nou weer 'n bietjie onthou van Hosea, maar dit wat in die noordryk gebeur het maar eintlik deurgespoel en ons gaan sien ook vanaand dat hy sê maar dit kom van Samaria af en dat Samaria aansteeklik was en dat Juda toe ook aangesteek het. Ek het die profeet eintlik so half verskuil gemaak om 'n baie goeie rede want ons weet eintlik baie min van hom af. Hy kom van 'n klein platlandse dorpie af. Ons gaan nou daarna kyk. Hy was 'n boerkind, heel waarskynlik. Hy was nie deel van die profeteskole nie, soos Jesaja byvoorbeeld was deel van die profeteskole, toegang tot die koning gehad ensovoorts. Maar hy het 'n visioen gehad en hy het 'n beeld gehad en hy was onverskillik. Hy het net eenvoudig almal aangevat, of dit nou die kerk was en of dit die regters was en of die leiers was nie. Heel waarskynlik het sy werk 'n klomp van die hervormings in Israel vorm. Ons gaan nou ook daarna kyk. So ons weet van homself eintlik niks. Maar ons weet dat hy gesê het ek praat namens die Here. Ja, dis al reg. Ja, hy Ja. maak homself klein. Goed, kom ons sê gou, Micha was 'n gewone man, geen belangrike agtergrond nie, maar onverskillik. Nee. As 'n mens die boek lees, dan voel dit amper party van die goed of jy in Suid-Afrika woon. Nee, van dieselfde probleme wat hulle gehad het ons ook vandag nie. So hy's 'n ou wat opgestaan het. Hy kom nie uit 'n profeteskool en hy het net eenvoudig sê maar die Here sê
ek moet vir julle die volgende sê. Hy is die stem van Jan Alleman, wat die gewig voel van korrupte leiers en kerkleiers. So hy het op die platteland gebly, die meeste van die leiers was in die stad, so hy was so 24 km van die stad af, en hy het beleef wat voel Jan Alleman, nee, oor die leiers en die godsdienst en die goed, en hy kom in opstand, hy praat met hulle. Ons weet niks ampers van hom anders as Hosea nie. As hy nou dink aan Hosea, sy hele lewe, sy huwelik was eintlik 'n voorbeeld, nee, hy moes trou, dit moes 'n voorbeeld wees, nee. Maar ons weet van hom amper niks, ons weet nie hoe hy is dood nie, hy praat ook nie namens homself nie, hy praat ook nie baie oor homself nie, hy het net hierdie een missie en dis om die boodskap van die Here te gee. Sy tydgenote was Jesaja in die suidryk en Hosea in die noordryk. Jesaja toegang tot die koning en die profetehof gehad. En ek dink die waarde van die boek Micha is juist dit, die verskil wat 'n gewone ou kan maak. Nee. Iemand wat gehoorsaam is en iemand wat nie bang is nie. En iemand wat sê maar ek staan op. Maar hy het ook bly sê dat die Here gaan Jerusalem en Sagaria wegneem wees hulle sondes, gaan hulle tot niks word. Goed, ja. Kyk, hy was kwaai. Waarskuwing. Ja, hy het hulle gewaarsku, nee. As hy ook praat oor die datering, het ons nou min of meer gesê die tyd van Hosea en so. Die teks self sê, as jy ou Micha 1:1 lees, dan sê hy vir jou die woord van die Here wat op Micha van Moreset gekom het. So kom Micha van Moreset. Micha was 'n baie algemene naam in daai tyd. Byvoorbeeld hoofstuk 6 en 7 was heel waarskynlik deur 'n ander Micha geskryf. Maar hierdie die Micha van Moreset is hoekom hy so genoem word, wat 'n klein dorpie was. Die tyd van Jotam, Agas en Hiskia, die koning van Juda, wat aan hom geopenbaar is oor Samaria en Jerusalem. So hy was in daai tydperk, die koning wat ek nou oor gepraat het, koning Hiskia, het nog 'n klomp hervormings reg gekry. Hy was een van die beter konings en heel waarskynlik op grond van die werk wat Micha gedoen het. Dit gaan vir hom oor twee wêrelde, oor Samaria, so oor die noordryk. Hy is ook deel van die val van Samaria, hy voorspel dit ook en dit gebeur ook dan en dan is dit nie vir hulle. Goed, julle is nog by, nee. Goed. Kan jy onthou wat ek nou gesê het? Goed. Dan lees ons ook in Jeremia 26 oor hom, vers 18, Micha van Moreset het as profeet opgetree in die dae van Hiskia, die koning van Juda. Hy het met die hele volk van Juda gepraat en gesê, so sê die Here, Heerser van alle magte, Sion sal soos 'n stuk land omgeploeg word, Jerusalem sal puinhope word en die Tempelberg 'n oorgroeiende heuwel. Die val van Samaria val binne die tydperk, so sy tydperk so 748 tot 697. Maar wat die goed dan moeilik maak en wat sy datering moeilik maak, is die volgende, en ekskuus, dit is nou 'n bietjie klein. Ek gaan vir julle lees, Micha 4:10. Lees ons dan dat hy die volgende sê: Klim in een en skree uit, dogter van Sion, soos iemand met geboortepyn. Wat nou sal jou stad moet verlaat en die veld gaan woon? Jy sal na Babylon gaan. Daar sal jy gered word. Daar sal die Here jou in die hande van jou vyand verlos. En as jy dink die val van Samaria was 722 en Babylon die ballingskap was in 586.
So dit maak nie sin dat hy in al twee tydperke kon wees nie. So dis nie baie moeilik om hierdie boek te dateer, want daar is tye wat vas is, en dan is daar tye wat hy praat oor die toekoms, wat lyk of iemand anders dalk dit ook kon geskryf het nie. So dit lyk of daar 'n paar ouens is wat Micha se naam was, en in die boek geskryf het, wat dit nogal moeilik maak. En dan so het gesê, hoofstuk 6 en 7 weet ons, waarskynlik die ander skrywer, hulle noem hom Micha van Samaria. So dis eintlik 'n samevoeging van 'n klomp ouens wat hier geskryf het. So die datering is nogal moeilik. Een van die bekende verse in Micha is daai deel wat sê, en jy Bethlehem, jy is die kleinste, maar uit jou sal voortkom 'n leier vir die nasie, nee. So dit is ook deel dat hy eintlik op 'n manier vooruitkyk. So hy praat oor Samaria, hy praat oor Jerusalem, maar hy praat ook vooruit. As 'n ou sommer net 'n paar losgoed sê daaroor, die boek Micha gaan jy sien wissel baie tussen oordeel en beloftes. Aan die een kant is daar baie sterk oordeel, hy sê die Here gaan julle straf en gaan julle uitroei. En onthou, hy skryf in die Suidryk, soos Hosea vir die Noordryk geskryf het, skryf hy die Suidryk is Jerusalem, Judea, Galilea en daai wêreld. Hy skryf spesifiek vir hulle, nee. So een kant baie kwaai en die ander kant baie mooi beloftes. Baie beelde in die natuur, mens kan sien, hy kom uit die platteland, soos hy praat, is natuurbeelde, nee, dit is deel van sy wêreld. Ons sê, hy is afkomstig van 'n klein dorpie Morisset. Dit lyk of hy baie keer van daar af praat, maar dan meeste in Jerusalem, wat so 26 km van daar was. Sy naam is 'n afkorting van die naam Michaja, wat beteken wees soos die Here. Sommer net wat sy naam beteken. En dan wat ons sien van Micha, dit gaan vir hom baie meer oor die leefwyse. Dit gaan nie net oor die tempel of oor godsdienst nie. Hy sê godsdienst gaan oor alles. Dit gaan oor die priesters, dit gaan oor die leiers, dit gaan oor die regters wat hulle self laat opkoop. Dit gaan oor die daar's 'n klomp profete, as jy vir hulle geld gee, dan sê hulle goed, ons sal sê wat jy wil hê ons moet sê, maar as jy niks gee nie, dan profeteer ons nie vir jou. So hy vat eintlik die hele stelsel vas, nee, hy vat die regters vas, hy vat die leiers vas. En vir hom is godsdienst alles omvattend. Dis nie net dit wat jy doen wanneer jy 'n offer gaan bring nie, maar dit het te doen met die hele wêreld rondom ons. Micha 2 vers 6, sommer wie hy was, die priesters en die profete sê vir hom die volgende: jy moenie driftig profeteer nie, sê hulle driftig. 'n Mens mag nie hierdie dinge driftig profeteer nie. Belediging sê in elk geval niks bereik nie. So dit is wat hulle vir hom gesê het. Nee. Hy sê, dit help nie jy so driftig nie. Dit gaan jou nêrens bring nie. Maar hy was driftig. Nee, hy was passievol. Hy as hy praat, kan jy sien, hy sorteer almal uit, nee. Mens kry amper so 'n idee van 'n klein mannetjie syndroom. Hy was bang vir niks en niemand nie, nee. Alhoewel hy nie, ons weet eintlik van hom niks af. Maar hy was driftig, sommer interessantheid. Maar dit is interessant dat hulle sê moenie driftig wees nie, maar hulle praat driftig en toe. Ja. Hulle was nie 'n voorbeeld. Ja. Jy moet nie driftig profeteer nie, sê hulle driftig. Mens mag nie wie dinge driftig profeteer nie. Belediging sê in elk geval nou. So wat my mooi woord. Ja. My twee sons is op vreeslik uitgelig. Die een was prostituties, waar hy wat hulle geld verdien het, blykbaar, en dit dan vir die kerk gegee het. So dit nou vir my se klink.
En dan die ander een was dat hulle offers vir gebring het in die tempel, maar nie vir God nie, vir die gode van daai tyd. Goed, alvast ons kom daarby. Is dit reg? Ek wil gou vir ons sommer net so 'n opsomming van die boek gee. Dit is 'n video van die Bible Project, maar dit is in Afrikaans. Sommer wat vir ou bietjie net 'n opsomming gee van die hele boek. Ons gaan net gou eers na die groot prentjie kyk en dan gaan ons begin kyk na die detail. As julle reg, kan ek vir ons speel. Die boek van die profeet Micha. Micha het ongeveer dieselfde tyd as Jesaja in 'n klein dorpie gewoon in die suidelike koninkryk van Juda, wat Moreset genoem is. En die noordelike sowel as die suidelike koninkryke van Israel het lank gelede verdeel en het die verbond met die God van Israel geskep. So Micha het gewaarsku dat God die groot slegte ryk van Assirië sou bring om die noordelike koninkryk te vernietig en Jerusalem te kom stroop. En hy het ook gewaarsku dat na hulle Babylon selfs nog groter vernietiging sal bring. Soos al die profete het Micha namens God gepraat om Israel te beskuldig, of soos wat hy dit stel in hoofstuk 3, ek is gevul met krag, met die gees van God, met oordeel en mag om te verklaar hoe Israel gerebelleer het. En dus verken die grootste gedeelte van hierdie boek Micha se beskuldigings en sy waarskuwings van God se oordeel oor Israel. Maar in teenstelling met hierdie waarskuwings het Micha ook 'n boodskap van hoop gehad oor die hernuwing wat God na sy oordeel sal bring. En as jy saam met ons wegspring met die boek, sal jy sien hoe dit werk. So die eerste 2 gedeeltes van die boek ontwikkel Micha se beskuldigings en waarskuwings teen Israel en sy leiers. So die eerste gedeelte begin met die poëtiese beskrywing van God wat oor Israel verskyn. Net soos hy gemaak het by Sinaiberg, is daar vuur en rook en aardbewing. Maar hierdie keer het hy nie gekom om 'n verbond te maak nie. Hy het gekom om sy oordeel oor Israel te bring vir meer as 500 jaar van rebellie. Micha gaan voort om al hierdie dorpe en stede in Israel te noem, wat die sondebokke vir al hierdie rebellie is. God kom met straf vir hulle. Maar presies hoekom? So Micha begin met Israel se leiers beklei. Hy sê, hulle het ryk geword deur diefstal en geldgierigheid. Hy verwys na die verhaal van Agab, wat die familiewingerd van Nabot in 1 Konings hoofstuk 21 gesteel het. Maar dit is ook omdat Israel se profete korrup is. Hulle is heel tevrede daarmee om beloftes van God se beskerming te maak aan enige een wat dit kan bekostig om hulle te betaal. Nee, sê Micha, God het sy beskerming van Israel onttrek. In die tweede gedeelte van beskuldigings beskryf Micha verder hoe Israel se leiers en profete saam ernstige ongeregtigheid gepleeg het. Hulle bestuur die land deur omkopery. Hulle buig geregtigheid om die rykes te bevoordeel. En die armes word van hulle grond, hulle sekuriteit en hulle hoop ontneem. En dis alles 'n skending van die wette van die Torah, wat dit onwettig verklaar het om grond te verkoop wat aan families behoort, selfs al is hulle arm. En so vind ons dat God se oordeel die vorm van 'n onderdrukkende nasie gaan aanneem, wat die noordelike koninkryk gaan verower en Jerusalem en die tempel gaan binneval, wat in pyn gelê sal word. Nou, hierdie is baie ernstige waarskuwings, maar hulle is nie die laaste woorde nie. Elkeen van hierdie waarskuwingsgedeeltes word afgesluit met 'n treffende belofte van hoop. So eerste is 'n gedig oor hoe God soos 'n skaapwagter is, wat sy trop, wat die oorblyfsel van sy mense is, gaan red en weer bymekaar maak. En hy gaan hulle almal terugbring na goeie weivelde en weer eens hulle koning word. Die tweede waarskuwingsgedeelte word voltooi deur die beeld op te roep van 'n gereüneerde Jerusalem tempel. En Micha sê dit sal nie permanent wees nie. Eendag gaan God sy tempel verheerlik. Hy gaan dit met sy teenwoordigheid vul en die stad met die oorblyfsels van sy mense vul. So God se doel is om Israel die ontmoetingsplek van hemel en aarde te maak.
sodat al die nasies na Jerusalem sal stroom, waar God die koning van alle nasies word, en vrede oor die aarde bring. Nou hierdie twee slotgedigte van hoop, hulle is baie kragtig. En die volgende gedeelte van die boek ontwikkel dit verder, in 'n pragtige ontwerpte reeks gedigte, wat geheel en al oor die toekomstige hoop van Israel en die nasies gaan. So ons vind uit dat Israel verslaan sal word na die Assiriese aanval en na Babylon weggevoer sal word. Maar van daar af sal God sy mense herstel en hulle terugbring na hulle land toe. En dan vind ons uit dat die nuwe messiaanse koning uit die nageslag van Dawid na die nuwe Jerusalem sal kom. Hy sal in Bethlehem gebore word en dan in Jerusalem oor die herstelde mense van God regeer. Uiteindelik, in hierdie messiaanse koninkryk van God, sal die getroue oorblyfsel van God se mense daardie seën onder die nasies word. Maar terselfdertyd sal God sy finale oordeel bring en boosheid uit sy wêreld verwyder. Die laaste afdeling van die boek keer terug na hierdie patroon van waarskuwing, gevolg deur hoop, wat ons in die eerste gedeelte van die boek gesien het. So Micha ontbloot weer die ongeregtige ekonomiese praktyke van Israel se leiers en hoe dit die land en sy mense vernietig. En hier bied Micha sy beroemde woorde wat opsom wat dit vir Israel beteken om God te volg. Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy nederig sal lewe voor jou God. Dit is presies wat Israel nie gedoen het nie. Daarom sal hulle vernietig word. Die boek eindig egter op nog 'n kragtige noot van hoop. Israel word gepersonifieer as 'n individu wat verslaan alleen in skaamte sit. Dis 'n duidelike beeld van Israel se vernietiging en ballingskap. En hierdie individu wag op God se genade en smeek God om te luister en te vergewe. Maar waarom? Waarom sou God luister na hierdie goddelose en rebelse mense en hulle vergewe? Wel, die digter bied twee redes. Eerstens, sê hy, oor God se karakter. Wie is 'n God soos U, wat sonde vergewe en rebellie verskoon? Hy weet dat God se genade self sterker is as sy toorn of sy oordeel. En die tweede rede is oor God se beloftes. Hy sê, U sal getrou bly aan Jakob en verbondsliefde aan Abraham bewys, soos U lank gelede beloof het. Nou hierdie is die laaste woorde van die boek. Hulle is 'n verwysing na God se verbondsbelofte aan Abraham en sy familie. Al die pad terug in die boek van Genesis. Dat alle nasies God se seën sal vind deur Abraham se familie. Maar om vir die nasies 'n seën te wees, moet Israel eerstens getrou wees aan hulle God. En dit verduidelik hierdie heen en weer tussen oordeel en hoop in die boek van Micha. As God die nasies deur Israel gaan seën, dan moet hy die boosheid tussen sy mense konfronteer en oordeel. Maar sy oordeel lei tot hoop, want God se verbondsliefde en belofte is kragtiger as menslike boosheid. En sy uiteindelike doel is nie om te vernietig nie, maar om te red en te verlos. Of soos die slotvers van die boek dit stel, God verheug hom in verbondsliefde. So, hy sal weer eens barmhartigheid toon. Hy sal ons boosheid vertrap. Hy sal ons sonde tot niet maak. Hy sal al ons sondes in die diep see gooi. En dis waar die boek van Micha gaan. Ek wil sê, jy moet nie moedeloos word as jy dit voel of jy alles nie kan inneem. Nee. Ek moes 'n paar keer die goed lees, en weer lees. So ons gaan die teks so stukkie vir stukkie vat en ons gaan hom kou en ek gaan hierdie video vir julle weer wys. So moenie moedeloos word nie, so maar nie die inleiding daarvan nie. Goed. Kom ons begin lees. Skus wie Jan iets sê, nee? Nee, ek dan net sit en dink, mense kan dit alles onthou. Ja, nee.
Nee, jy verlastig nie bekommerd te wees nie. Ek gaan dit 'n paar keer weer sê en weer sê. Ek self moes 'n paar keer eers, want jy moet amper jou kop nogal hou, nee, jy moet nogal by mekaar hou. Maar jy gaan sien as ek begin lees, gaan dit makliker. Goed, kom ons begin lees. Die woord van die Here het tot Micha van Moreset gekom. En dit is interessant oor Micha, en hy is daaroor baie sterk, dat dit wat hy sê is die woord van die Here. Net, so dis nie iets wat hy self sê nie, daarom is die profeet glad nie op die voorgrond oor sy goed wat hy sê nie, maar hy is oortuig daarvan dat dit die Here is wat praat. En dis hoekom hy so vurig is, dat hy sê, maar die Here gaan met julle praat. En so hy kom van Moreset af, hy was profeet in die tyd van Jotam, Agas en Hiskia, die konings van Juda, wat aan hom geopenbaar is oor Samaria en Jerusalem. Daai wat aan hom geopenbaar is, staan in oorspronklik, het hy in 'n gesig gesien. So dit wat hy in 'n gesig gesien het, dit is, hy het gesien oor Samaria, so oor die Noordryk en oor die Suidryk, en dit wat hy in die gesig gesien het hy gesê, dis die woord van die Here, en ek kan nie stil bly nie, ek moet praat oor dit wat gebeur. Goed. Dan, van vers 2, is dit eintlik soos 'n hofsaak. God verskyn, en wat interessant is, vers 2, julle sal sien dat God verskyn, maar hy is die regter, hy is die aanklaer, hy is die ou wat hulle skuldig bevind, hy is die een wat hulle verdedig, hy doen sommer alles. En dan hierdie is digterlike taal, as hy skryf, luister alle volke, let op aarde, almal wat daarin woon, my Heer, die Here gaan teen julle getuig, die Here uit sy heilige paleis. So dis God self, wat hy in die visioen gesê het, en God kom in die woord, en hy praat dan met hulle. Kyk, die Here kom uit sy woonplek, so die een wat gaan getuig, God gaan getuig, en dan is dit amper asof die regter ook verskyn, en die regter kom uit sy kamers uit sy woonplek uit. Kyk, die Here kom uit sy woonplek, hy daal neer en trap op die hoogstes van die aarde. Die berge smelt onder hom en die valleie skeur oop, soos wat voor vuur smelt, soos water wat teen 'n berg gaan afstroom. En nou hoor, dit is poëtiese taal, nee, wat hy God se verskyning vir hierdie hofsaak probeer verduidelik. Oor Jakob se oortreding gebeur al hierdie dinge, oor die sondes van die huis van Israel. Wie is verantwoordelik vir Jakob se oortredings? Is dit nie Samaria nie? Onthou, Jakob en Juda en Jerusalem sit onder in die suidryk, Samaria in die boonste ryk nie. Kom ons probeer gou 'n bietjie onthou, wat het alles in Hosea rondom Samaria gesê en rondom die godsdienst wat daar gebeur het. Kan julle onthou wat alles daar gebeur het? Help gou 'n bietjie dink. Julle sal onthou dit het gegaan oor hierdie verhouding, 'n buiteegtelike verhouding, nee, wat Hosea die profeet moes voorstel. Dit het gegaan oor Baal-godsdienst, dit het gegaan oor vermenging van godsdienst, en nee, dit het gegaan eintlik oor geestelike prostitusie. Nee, dat ons dien die Here, maar ons dien op die Baals, nee. So dit is wat in Samaria gebeur het, wat julle onthou oor die boek Hosea, nee. En dat hy dan sê, maar dit wat in Samaria gebeur het, was eintlik aansteeklik, ook in Jerusalem. En dan, dieselfde een die getuie is, die een wat hulle aankla is, ook die een wat die uitspraak maak. Daarom sal ek van Samaria 'n pynhoop maak, 'n stuk veld vir die aanplant van wingerde. Ek sal haar klip in die valleie laat afrol, haar fondamente bloot lê. So julle hoor, God is in beheer, nee. Hy getuig teen hulle, hy kla hulle aan, en hy oordeel. Julle sal my stop as dit nodig is, nee. Alle afgodsbeelde sal stikkend geslaan word,
alles wat sy verdien het sal in die vuur verbrand word. Alle afgode sal hulle vernietig, want met die loon van prostituut het sy dit bymekaar gemaak en ek sal dit weer die verdienste van 'n prostituut word. So dit is eintlik wat die hele woordryk oor gaan nie. En dan reageer die profeet Micha daarop, as hy dan hoor wat hierdie uitspraak is, wat hy self lewe, wat die Here eintlik lewe, nê. Sê, hieroor wil ek weer klaag en huil, ek wil kaalvoet en sonder klere loop, ek wil chunk soos 'n woestynjakkals en brom soos steenuile. Julle sal sien in die 83 staan daar, ek sal brom soos volstruise. Is ek reg? Ja. Ja. Die 2020 vertaling praat oor steenuile. Maar hy sê ek sal brom soos Eintlik bron. brul. Ja, brul soos volstruise. Jy kan hoor hy bly in die platteland, hy bly in die veld. Nee, die taal wat hy gebruik is natuurtaal, nee. Blykbaar ek lees in een vertaling of 'n ding dat 'n volstruis kan nogal brul soos 'n leeu as hy bedreig word, nee. Maar hy sê om hierdie goed te hoor is verskriklik. Maar dit is mooi die plattelandse taal wat hy gebruik, nee. Ek wil chunk soos 'n woestynjakkals op hom soos steenuile. Want Samaria se wonde is ongeneeslik. Ja, dit strek tot by Juda. Dit raak aan die poort van my volk aan Jerusalem. So dit wat in Samaria gebeur het so groot invloed gehad dat dit eintlik aangesteek het. Ook na Juda toe. So hy sê dit het eintlik daar begin. En toe oorgespoel hiernatoe. Ook na Jerusalem toe. Julle sal my stop, nee. Goed. Dan praat hy oor 'n klomp dorpe wat in daai omgewing was. God is nog steeds in die woord. God is besig met hierdie om sy saak te stel. Hy is die regter, hy is die aanklaer. Hy spreek ook die oordeel uit. Dan sê hy en hierdie is nou alles dorpe rondom Jerusalem. Sê, moet dit nie in gat vertel nie, maar glad nie daaroor huil nie. In Betlefari rol hulle in die stof, trek weg inwoners van Safar, naak en skaamte. Inwoners van Saanan ruk nie op nie. Daar word gerou in Bet-Asel. Hy neem sy bystand van hulle weg. God sê, ek gaan my bystand wegneem van hulle af. Ja, die inwoners van Marot wag angstig op iets goed, want die kwaad wat van die Here kom het afgegaan tot by die poort van Jerusalem. Span die perde voor die strydwa, inwoners van Lagis. Dit was die begin van die dogter van Sion se sonde. Ja, in jou is die oortredings van Israel gevind. Hy praat oor die stad Lagis. Die stad Lagis was 'n verdedigingspunt wat militêr baie sterk was. En hy sê dat deel van die verval in Jerusalem het juist daar begin, want hulle het begin vertrou op hulle magte en op hulle militêre mag. En hy sê, maar dit is waar Israel se probleme begin het. Hulle het gedink hulle is militêr baie magtig. In plaas van op die Here te vertrou, het hulle op die militêr begin vertrou. Span die perde voor die strydwaas. Dit het begin in Lagis. Goed. Daarom moet jy hulle afskeidsgeskenke gee aan Moreset Gat, en dis natuurlik sy tuisdorp. Daar waar hy vandaan kom, nee. Wat hy eintlik vir hulle sê, maar almal van ons ons speakie. Ons moet begin huil. Ons moet begin wegtrek. Ons moet gereed maak vir die oordeel, nee. Die huise by Agsib sal 'n droë fontein van die konings van Israel wees. Ek sal weer oorraad na hulle bring, inwoners van Marsia. Hulle sal tot by Abdul kom. Trots van Israel, skeer jou kop kaal. Skeer haar hare af oor jou lieflike kinders.
maak die kalkol so groot soos die van 'n aasvoël, want hulle sal van jou af weggevoer word in ballingskap. Goed. 'n Driftige profeet, nee. So hoofstuk 1, dis waar ons vandag gaan stil staan, gaan oor oordeel. Nee. So hy sê, dit het begin in Samaria, dit het oorgespoel na Judea en die stede toe. Die siekte het versprei na al die stede toe. Almal het die siekte van Samaria gekry om nie op die Here te vertrou nie, van afgodsdienste. En hy sê, dis eintlik net 'n tweespal. Al wat oorbly is om jou hare af te skeer en om dit 'n groot plek te maak, groot kaal, so groot soos 'n aasvoël, want jy gaan weggevoer word op ballingskap. Jerusalem, jy is jou einde, dis die einde van die pad. So 'n oordeelsaankondiging. Goed, mondvol. Goed, ons gaan vanaand sommer hier eindig, dis die eerste hoofstuk. So julle begin 'n gevoel kry, nee, van 'n vurige ou wat namens die Here praat, wat nie doekies omdraai nie, wat sê maak reg. Nee. Wat sommer wonderlik is oor hoeveel keer die Here sy volk waarsku, nee, as jy dink aan Hosea en as jy dink aan hierdie, nee, hoe die Here eintlik sê, maar dis wat met julle gaan gebeur. Nee, hulle voorspel presies wat met hulle gaan gebeur. Ons weet wat in Jerusalem presies dit gebeur. Oor die ballingskap, nee, nog lank voor dit gebeur het. Jy weet, nog 200 jaar nog voor dit gebeur het. Nee. Maar dat die Here bly waarsku en bly waarsku, maak reg, maak gereed. Hou op om te lewe soos jy lewe. Ja. Goed, kom ons hoor, wat het jy gehoor? Wat is jou eerste gevoel as jy dink oor Micha? Ek wil baie dat dit so uitgesproken was. Goed, baie uitgesproken. Er was nie man gevra. Goed. Mense wil dit meer in ons wêreld. Goed. Ja, of wens hier's een of twee ouens wat wil opstaan en net sê, man, dit is hoe dit is. Kom ons stel die saak, nee. Goed. Nee, ek het gesê, kwaai man. Ja, baie kwaai, nee. Ja. En staan nie weg, jy nog iets. Ja. Ja, hy is duidelik nie besorg oor wat mense dink nie, nee. Hy noem dit soos wat hy dink die Here vir hom gesê het, dit wat hy gesien het, draai oor sonder hoofveld 4 of 5, nee. Maar ook van nou sien, hy begin met oordeel, en dan is daar baie mooi dele wat nou heeltyd kontrasteer. Hier is eintlik verskriklike mooi dele wat hy dan sê, maar onthou, God gaan julle nie vergeet nie. Hy sal julle sondes weer in die diepsee gooi. Vreeslike mooi goed nie. Maar ons sien iets van die platlandse wêreld, sien iets van die natuurbeelde, sien van sy wêreld en hoe hy. Nog iets? Dis interessant, ek sou graag wil 'n kaart sien waar al die dorpies op is. Dat 'n mens kan sien hoe groot is die gebied wat hy eintlik aanspreek. Goed. Want jy het net nou gesê, ja, later is spesifiek Jerusalem. Want dit is vir my so, ek hou van weet waar die dinge gebeur. Goed. En Ja. dit is moeilik, want al die plekke, selfs die Bybelse ensiklopedie het nie al die plekke van die naam. En baie van die plekke bestaan nie meer. Ja, maar waar hulle plus minus was, as hulle weet. Ja. Ons was by Gat. Ja. En Gat het, is daar niks, alhoewel ondergronds, blijkbaar, jy kan ingaan, ek is te bang om in te loop, wat weet nie, want ons is alleen, en dit is kaal wêreld, en Lagies is baie mooi, want,
En dis 'n naam wat baie voorkom in die Bybel as sodanige ding. Die dogters het dit geërf. Die tyd toe dit moes uitgedeel word. Ja, kan ek nie onthou. Het Ja, iemand maar ek sal 'n bietjie kyk vir 'n kaart. Ek sal vir ons 'n kaart bring. Dit is interessant, want hierdie is 'n groter deel wat hy aanspreek voordat hy Jerusalem as sodanig tafel. Ja. Die Bybel wat dan voor lê by die toonbank, lê is ons dan. En gister het ek nou presies van hom gekyk. Toe sien ek nou hoe pragtig is die kaarte nog van daai tyd agter in die Bybel. Kleurvol. So jy moet regtig as jy daar gaan sal jy definitief sien van elke. Ek sal 'n bietjie gaan kyk daar. Dis mooi want in hierdie boekie staan daar spesifiek dat Moreset is so ongeveer 50 km suidwes van Jerusalem. Okay. 50 km. Ja, die bronne wat ek het sê so 24 km. Maar dit maak nou nie saak nie. Maar dis maar alles dorpies rondom Omgewing. Ja, rondom Jerusalem, nee. ja. Maar dit Goed. is pragtige kaarte. Moes dit sê regtig ek was verbaas daar. Ja, ek sal vir ons bietjie kyk het ons daai Vandag gedaan. is daar nie meer mooi groen goed nie. Dit is maar eintlik kaal Ja. daar in die omgewing. Nog nie woestyn nie, maar nie baie plante. Ja. Ek praat nog goed van 35 jaar gelede, so ek weet nie hoe dit nou daar lyk. Ja. Hulle skiet so op mekaar, miskien lyk dit anders daar nie. Goed, nog 'n laaste opmerking. Mense is nie dankbaar om te sien dat daar in hulle lewe daar vrede gaan kom. En die gebied waar die Here eintlik so lank, so eeu gelede al gegee het en ons hoop maar dat daar wat weer vrede kom. Ja. Ja, laat dan nog steeds van die goed lees, nê. Nee. Dat die stryd bly maar voort, nê. Nee. Ja, Ja. dit is so aan en af. Goed, kom ons bid saam en sê vir die Here dankie dan. Here, baie dankie vir u woord. Dankie vir u bekommernis oor mense. Dankie dat u mense gebruik, profete en gewone mense, om ook 'n verskil te maak. Here, dankie dat u nie net met die belangrike profete werk nie, maar dat u ook vir doodgewone mense roep en sê, ek wil vir jou gebruik. Dankie dat Micha vir ons vertel dat oor hoe u 'n doodgewone mens kan gebruik om ook die ongeregtighede van die wêreld aan te spreek. Dankie vir die woord, dankie dat ons so mag saam wees. Dankie vir die wonderlike reën op daar buite. En dankie vir u seën ook in ons lewens. Bewaar ons die week asseblief. As dit u wil is, bring ons weer volgende week bymekaar. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie.